Matteus 7 vers 7. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Nou wat beteken die vers nou eintlik? Mense sal dink ja, dit beteken geestelik, fisies, en ons weet dit is geestelik. Nou kom ons kyk na dit. Ek het hierdie kaartjie gemaak om vir my te help, want hierdie versie beteken eintlik ook baie vir my. Wanneer ons vir ons Vader vra vir sy liefde, jy gaan vra vir hom, nie vir die goed wat jy so graag soek nie. Jy vra vir sy liefde. Jy vra vir God om by jou te wees. En hy sal by jou wees. Dis wat hy bedoel by vra en vir julle sal gegee word. Vra vir sy liefde en dit sal hy vir jou gee. Hy sal jou daai liefde gee wat jy nodig het. Ek onthou, ek het gevra, Vader, ek soek U se liefde. En hy het vir my die liefde gegee. En toe daarna te maak het die grap, ek het so baie liefde, ek gee dit sommer vir almal uit. Want ek het so baie liefde en het raak net nie klaar nie. Dit is aanhoudende liefde wat hy vir my gegee het. En soek en julle sal kry is, wanneer jy soek ons Vader, jy soek sy presence, jy wil voel hy is by jou, so jy soek hom, dan dit sal hy vir jou gee. Hy sal by jou wees. Dit gaan nie oor, ek soek 'n kar, so ek gaan nou sê, hoorie, ek soek 'n kar, en dan gaan jy hom kry. Nee, dit gaan oor, ek soek my Vader se teenwoordigheid, en dit gaan ek kry. Hy gaan by my wees, en hy gaan vir my gee wat hy weet ek het nodig, en nie wat ek dink ek het nodig nie. En klop en vir julle sal oopgemaak word. Wanneer jy klop aan ons Vader se deur, dan sal hy vir jou oopmaak. Ek onthou toe ek klein was, het die onderwyser wat vir my dit wat ons geleer het vir my klas, is jou hand by jou hart hou. Dan vir jou klop jou hart. En dit is Liewe Jesus wat by jou hart staan en hy vra kan hy inkom. Sy het ons dit geleer op 'n baie jong ouderdom. Dink ek was nog in graad R. Toe het sy dit vir ons geleer en dit het by my gehou. Soos wat ons Vader laat aan ons hart se deure klop om in te kom, so moet ons aanhoudend vra en klop aan ons Vader. Ons moet permanent klop en nie ophou klop nie, want ons hart hou nie opklop nie. Die dag wanneer hy ophou klop is die dag wanneer ons besluit, hoorie, ons gaan huis toe en wanneer ons Vader vir ons oopmaak. Maar jy moet net onthou dat jou hart en jy aanhou klop vir die regte redes en dat jy na die hemel toe gaan en nie verkeerde redes dat jy hel toe gaan nie. Want ons is nie hier om mekaar te judge nie, ons is hier om mekaar op te tel. Ons is hier om mekaar te help. En wanneer jy die verkeerde deur klop, gaan daai deur oopmaak en dan wanneer jy agterkom, dis verkeerd. Kan dit wel nou wees of dit kan wees wanneer jy in die hel wees. Dis hoe hy sê, pas op vir wat se deur jy klop. Onthou vers 7, Matteus 7 vers 7, waar hy sê, klop, vra, soek en klop. Want wanneer jy vra vir die regte Vader, vir die regte dinge van ons Vader, nie fisies nie, maar geestelik. Ek vra vir liefde, Vader gee my daai liefde. Vader ek soek U se liefde, U se alleen en nie mense se nie. En Vader ek klop vir U om my oop te maak. Dit is die regte een en dis nie die verkeerde een nie. Wanneer jy vra vir wêreldse dinge, dis wanneer jy klop aan die verkeerde ding. Jy klop aan die verkeerde deur. Wanneer jy vra en klop vir aan die geestelike kant en die geestelike ding, dis wanneer jy hemel toe gaan. En dis wanneer ons Vader jou kom haal. Dis wanneer jou hart ophou klop. So vat in jou hart en daar waar jy voel jou hart klop elke keer. Dit is ons Vader wat in jou deur klop. En dit herinner my en dit herinner jou om elke dag, elke uur, elke sekonde te klop aan die regte deur en nie aan die verkeerde wêreldse deur nie. Want is daai kar wat jy nie in die hemel gaan bring nie. En hy sê, Shalom.